Goeiemôre, good morning. Net voordat jy ingaan. Ek het net die afgelope paar dae besef, wat 'n voorreg om in die oggende die mense so te kan groet. Weet jy, ek kan nie meer met jou saamstem nie, Elsa. Hierdie is regtig net 'n voorreg. So jy moet dit nou ook sê. Okay, goeiemôre, good morning. Elsa, hoe gaan ons hierdie lieflike oggend afskop? Weet jy wat? Daar is 'n hele verskeidenheid op vanoggend se spyskaart. So kan ek sommer maar met die deur in die huis val. Gaan wild. Want daar's baie waar ek en jy moet gesels, verstaan soos altyd. Goed, so Michelle Lou van Crème Classique Skincare gesels oor hoe om jou vel beter te versorg en om die tekens van veroudering te pak. Ek dink dit is nogal iets, jy weet, waarna almal oor die algemeen wil kyk. Mens kan eintlik nooit te vroeg begin nie, so ek sien uit om daai gesprek om daar te voer. Presies. Dan is Arnold 'n bietjie later hier met jou sport. Dit is ook Wêreldgesondheidsdag, so ons gesels met Dr. David Himes oor kognitiewe gesondheid en toestande soos Alzheimer byvoorbeeld. En ons vind meer uit oor Rocking the Wall 2026. Maar dis eers tyd vir ons oggendpraatjies. Jy klink asof jy by Rocking the Wall wil wees, soos wat ons hier staan so vroeg in die oggend. Jy klink nogal opgewonde daaroor. Gaan Karen Zooi daar optree. Ons sal later uitvind. So dit dan is ek daar. Dit gaan ons aanlyn oor met juffrou Thailand, die kompetisie, die skoonheidskompetisie. Ja. Een van die deelnemers het die verhoog behoorlik laat lewe kry. Kom ons kyk hierna. Hey, สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ Dit was daai sweet. Wys vir ons weer. Ja. Okay, jy het nou die verhoog behoorlik laat gons hier by ons. Toe ek daardie video sien verlede week, toe dink ek dit is AI, want dit het amper gelyk asof sy so gesuperimpose is op die ander deelnemers, maar toe is dit nie AI nie. So, Darathon Yutong het groot aandag getrek na 'n energieke dansvertoning tydens die kompetisie. Sy het blykbaar 'n sterk dansagtergrond en dit het duidelik gewys. Haar vertoning het haar vinnig van die ander deelnemers onderskei. Maar nie van Elsa nie. Elsa en sy level. Al het sy nie die kompetisie gewen nie, sê aanhangers haar energie en verhoog teenwoordigheid het 'n blywende indruk gelos. Is jy okay? Ek is okay. Is jy okay? Dit is so lekker vir ons gedans. Ek kry nou warm hoor. Pieter is nie hier met die lied in die hart nie, maar jy is hier met die dance moves en die geswemmery en die alles. Ek dink dit is wonderlik. Doen. Asseblief, ja. Maar ek weet nie of jy ooit op 'n beoordelingspaneel was vir 'n skoonheidskompetisie dalk by 'n skool of so 'n tipe ding nie. Maar as jy nou wel eendag jouself op so 'n paneel bevind, wat sal vir jou meer belangrik wees? Of die persoon nou al die boxes tik van wat jy soek, of as die persoon 'n groot persoonlikheid het wat regtig 'n indruk los? Ek dink vir my, iets wat sal uitstaan is selfvertroue. Ja. Jy weet, ek dink dit is die belangrikste wanneer dit kom by hierdie soort kompetisies. Daai danspassies. maar ja, ek dink vir my, ek dink as 'n mens ander karaktereienskappe kan raak sien. Maar kom ek gooi dit oor na die kenner toe. Jy was uiteraard seker nou al. Nee. Ek sê dink jy was al 'n beoordelaar. Nee, ek was nie, maar die selfvertroue, ons kan nou sien dat Darathon baie selfvertroue het met daai tipe danspassies. Maar ek dink as ek op so 'n paneel moes wees, ek dink ek wil nie dieselfde cookie cutter antwoord hê op 'n vraag wat hulle almal wil nou world peace en dit en like just be original and be authentic, I think. So, ja, like Darathon, kom pas maar. Oorspronklik opreg en selfvertroue. Alright. Ai, ek is so bly ek kon vandag kon jou so 'n bietjie vermaak. Dit gebeur baie min. Ja. Goed. Huiseienaars in Suid-Afrika word gewaarsku dat elektriese heininge nie so
onbreekbaar of miskien ook onbereikbaar is soos wat baie dink nie. Volgens 'n sekuriteitsmaatskappy raak misdadigers al hoe slimmer en weet hulle presies waarna om te kyk. Hulle teiken swak installasies veral waar ongesertifiseerde installeerders gebruik is of waar die heining nie reg onderhou word nie. Nou dinge soos los drade, roes en plantegroei kan die krag van die heining verlaag en dit skep die perfekte kans vir indringers. Die sekuriteitsmaatskappy sê dat gereelde onderhoud noodsaaklik is. Heininge moet minstens 1 keer 'n maand nagegaan word met 'n deeglike inspeksie elke 6 maande. Kenners beveel ook aan dat mense hulle sekuriteit aanvul met tegnologie soos kameras omdat 'n elektriese heining alleen nie altyd genoeg is om misdaad te keer nie. Ja, ek weet nie eintlik wat om te sê nie. Ek dink, jy weet, wanneer 'n mens in komplekse bly, dan is daar oor die algemeen veiligheidsheining reg rondom die kompleks. En ek dink 'n mens dink altyd, jy weet, ek dink misdadigers het net altyd 'n plan om einde ten laaste wel in te kom. Ek het eintlik 'n bietjie vroeër vanoggend hierdie gesprek gevoer met ons gemeerkunstenaar Lorraine. Ja. Wat ons doen vir 'n lewe is ons werk. Dit is ons beroep, dit is wat ons op konsentreer. Ons werk hard daaraan om goed te wees daarin. En met kriminele en misdadigers is dit presies dieselfde. Hulle is altyd besig om 'n ander manier te kry om die onwettelike werk wat hulle doen, te doen. So hulle gaan altyd iets kry om 'n stelsel te bypass en om dit makliker te maak vir hulle self om te steel en om in te breek by plekke. En dit is eintlik die feit dat ons daarmee moet lewe is eintlik vir my nogal erg. Nee, definitief. En ek dink wanneer 'n mens kyk na iets soos elektriese heininge, selfs jy weet sekuriteitswagte en so aan, ek dink dit skep oor die algemeen nogal baie gemoedsrus, jy weet. Ja. En mense sou hoop dat dit dan veilig is, maar daar is net maniere. Ek onthou jare gelede het hulle altyd gesê dat hulle 'n manier kry om 'n gat sê net maar in die muur te kap, Ja. om basies daai vry te spring of daar word iets oor die elektriese heining gegooi of daai soort van ding. Ek sal natuurlik nie daai kans vat nie. Ek is verskriklik bang vir die elektriese heining. Ja. Veral as jy kan hoor ook daai Ja, wat dit partykeer doen of hoe hy partykeer maak, maar ja, ek dink maar net ek was nie bewus van die feit dat daar ongesertifiseerde mense ook is wat dit installeer nie. Ja, en dit is eintlik 'n groot probleem want jy moet the certificate of compliance, your electric fence has got to also be kind of fulfilling the requirements that it needs to be for it to be legal and for it to be effective. And if it's not, then there's actually no point having it up because if it's not certified and if it's not properly installed, then you are going to find yourself with a problem. Wel, daar is nou miskien 'n gaping vir ons ook. Gaping. So ek dink ons die hele tyd aan nuwe idees. Verstaan, ons kan dalk nou ons eie maatskappy begin. Dis die vraag, elektriese heininge of danspassies? Ek dink ons bly by die danspassies. Bly net waar jy is, want ons en ons danspassies is nou terug. Bly ingeskakel, want net hierna gesels ons met Michelle Lou van Creme Klassiek oor teenverouderingsprodukte.